Dance in the morning when the world was begun, and I dance in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dancing whenever you may be, I am the Lord of the dance city. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance city. I dance for the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they wouldn't follow me. I dance for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dancing wherever you may be, I am the Lord of the dance city. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance city. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They wept and they stripped and they hung me up high. They left me there on a cross to die. Dancing wherever you may be, I am the Lord of the dance city. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance city. They pat me down and I lift up high. I am the life that will never die. I live in you if you live in me. I am the Lord of the dance city. Dancing wherever you may be, I am the Lord of the dance city. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance city. Dancing wherever you may be, I am the Lord of the dance city. I lead you on wherever you may be, and I lead you on in the dance city.
Goeiemôre en baie welkom. Is lekker om julle te sien. Enigiemand wat kom kuier het van ons KT of die Vrystaat? Niemand nie. Maar baie welkom. Daar's van tyd tot tyd mense wat sê, maar kan ons kom aansluit by julle of ons wil hier wees? Ek wil net noem, om van 'n kerk te verander is altyd is 'n groot besluit. So moenie te vinnig dink nie. Kyk ons eers uit. Kom shop maar 'n bietjie en kom kuier saam met ons en dan kyk jy of jy van ons hou. En dan vat ons die pad. Ek sê altyd met terapie ook. Kyk of die persoon van my hou en vind ons aansluiting is dit wat ek graag wil soek. So ook wil ons ook noem as daar nagmaal is of wat ook al. Ons is oop. Jy hoef nie aansoek te doen of goed is nie. Jy kom net en jy sluit by ons aan. Ons het die eerskomende donderdag het ons kerkraadsvergadering en dis amper te laat, maar as jy nog vinnig iets wil hê, vir my is die kerkraadsvergadering baie oop. Onthou ons is eintlik almal deel van die gemeente en deel van die koninkryk van God. En ek het bietjie beklei met ons dominees en so aan. Ek het gesê daar's nie vertroulike goed nie, daar's ons lewe in die lig, sê die Bybel. So as daar iets is wat jy graag op die kerkraadsvergadering wil hanteer, skryf tog net vir ons 'n briefie of 'n e-mailtjie, want ons moet hierdie week die agenda opstel asseblief. En dan is dit die Kirimark, né? Is hy op? Die Kirimark, hulle soek produkte en dan soek ek ook skenkels van 3 beeste en 2 wild asseblief. Iemand wil vir ons iets voorberei vir die bazaar, maar hulle kan nie wag tot die beeste dan kom nie, asseblief. Dan op die, waar is ons nou? Laat ons net gou kyk hoe lyk ons program. Ja, ons is aan die einde van Februarie, kan jy glo. Ek is vanoggend hier en dan gaan ek na die ouerhuis toe. Ek wil julle ook uitnooi. Ons het elke woensdagoggend 9:00 het ons Bybelstudie by die ouerhuis. Is verskriklik lekker. Ons gedra ons baie swak want julle is nie daar om te kyk nie. En jy kan gerus kom en 'n deelneem. Jy's baie welkom. Jy kom net daarin en sing saam. Ons begin so 10 minute voor die tyd saam sing. Dan is ek op die 25ste by Kalahari en dan het ons die 26 het ons kerkraadsvergadering. En dan baie interessant, dat lyk my Februarie en Maart lyk dieselfde. Op die 6ste het ons 'n wêrelddag vir vroue. As jy iets meer wil weet of wil saam beplan, dan moet jy net vir Isaan kontak asseblief. Goed. Wat het ek vergeet? Daar is nog iets wat ek moet bysit. Okay. Goed. En dan ons tema, dit is ons week, ons het katekisasie. Ons het môre by belydennisklas, die kinders is terug van Walvis af. En dan Bybelstudie, daar het jy dit, Bybelstudie by Huis Dion Lou, Bybelstudie by Elim, dan die manne bid saam 6:45 en ek gee belydennisklas by die skool 7:00 die oggend. Ons het 'n hele klompie kinders daar. Goed, en dan ons tema vir oggend, wanhoopsgebed. Dit gaan nog altyd deel van wat ons hierdie maand behandel het. Hoekom sukkel ons so met geloof? Geloof is nie 'n maklike ding nie. Partykeer kan ouens nogal aangaan en dan sê hulle, jy was in die hel en nou is jy in die hemel en alles gaan wonderlik, maar die ouens kry partykeer swaar in hulle geloofslewe en ons het dit met mekaar behandel en ons gaan vanoggend daarmee afsluit met hierdie tema, kan ek maar amper sê. Dan wil ek noem dat 2 boerevereniging na Witvlei het gevra dat ek ook Bek en Klou moet kom gesels vanuit die Bybel uit, so ons is nog met daardie tema ook besig. Baie dankie. Kom ons kyk na ons fotum. Fotum is 'n groet, waar ons mekaar groet. Hier in Gobabis sien ek, stop die ouens sommer in die straat, dan groet hulle. Wat het ek vergeet? Ek het vir Serena vergeet. Maar voor ons vir die fotum doen, dankie Serena. Jy's bly. Ek kom gisteraand van 'n troue en wind op my kop is nog te mekaar. Okay.
Goed. Goeiemôre almal. So, dis lekker as julle so by ons gaan baie lekker sing vandag. Ek wil dankie sê vir Donnie Dick. Ons het 'n bietjie van 'n wille week gehad en hy het toe hy Dinsdagoggend by my kom met die preek toe hy sommer klaar die liedere in. So as julle dink dis bietjie oud vir my, ek het hulle nie uitgesoek nie. Maar ons begin met Red wat verlore gaan en ek is baie kwaad vir die NG's wat nie vir my hierdie lied geleer het nie. Ek was musiekdokter. So ek ken nie hierdie Halleluja's nie en dis die mooiste lied. Onthou Wie ken hom? Great. Ja, dis Red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, ruk hul ontfermend uit sonde en dood. Pragtige lied. Ons gaan 3 verse van hom sing en dan gaan ons sing Saggies en Teer is die roepstem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Ons gaan daar ook 2 verse sing. En dan gaan ons met die oog op ons Toehogeleni wat ons gebed gaan wees, gaan ons 'n gebed sing wat ons gemeente lied eintlik is. Ons kom kniel as 'n huisgesin voor U. En die refrein wat sê, lei ons tog dat ons deur U oë sien. Maak ons sag dat ons met U hande dien. Laat ons hoor soos U luister na ons Heer. Maak ons sterk in U liefde, o Heer. En dan ons slotlied vanoggend is dan ook Amazing Grace. Julle sal verstaan hoekom as julle klaar geluister het. So kom ek dink ons gaan staan vir Red wat verlore gaan en dan kan julle gaan sit vir ons ander 2 aanbidingsliedere. Baie dankie. Julle sal hoor aan die liedere, dit gaan oor wanneer ek regtig in die moeilikheid is, as ek regtig in 'n gat sit, in 'n donker gat. Hoe kom ek daar uit? Ons het so 'n bietjie verlede Sondag daaroor gepraat oor val en opstaan. Vanoggend gaan dit meer soos wat ek noem met 'n wanhoopsgebed. So ons fotum, ons liedere, ons woordverkondiging gaan almal daar rondom. Ek vat vir jou na 'n baie besonderse psalm. Hoor tog my hulpgeroep, o God. Slaan tog ag op my gebed. U is vir my 'n toevlug, 'n sterk vesting, dit beteken 'n rots waarop ek stewig staan, buite bereik van die vyand. Laat my by U 'n blywende tuiste vind. Laat my skuil onder U vleuels. Dink aan daai kuikens onder die hoenders se vlerke. En op hierdie punt groet ek jou in die naam van die Vader wat vir jou baie lief is. Jesus Christus wat gekom het om jou te kom red. En die Heilige Gees wat in jou hart wil woon sodat Christus saam met jou in hierdie wêreld kan leef. Amen. Zonde in dood.
Goed, ek wil spesifiek klem lê op die laaste vers. Ons wil gaan om die kinders terug te haal, maar wil U ons van valse trots bevry. Hou ons klein, sodat U die eer sal kry. Ons kom kniel as 'n huisgesin voor U. Ons bely die lewe is by U. Ons kom bid dat die koninkryk hier kom. Maar ons harte is sout, ons monde stom. Lei ons op dat ons deur U oor sien. Maak ons sag dat ons met U hande dien. Laat ons hoor soos U luister na ons sing. Maak ons sterk in U liefde, o Heer. Ons wil doen, Here, nie net betaal. Ons wil gaan om U kinders terug te haal. Maar wil U ons van valse trots bevry. Hou ons klein, sodat U die eer sal kry. Lei ons op, dat ons deur U oor sien. Maak ons sag, dat ons met U hande dien. Laat ons hoor soos U luister na ons sing. Maak ons sterk in U liefde, o Heer. Ja, maak ons sterk in U liefde, o Heer. Ek wil gou vir jou 'n mooi teks lees, as ek kan. Ek wil vir jou 'n mooi teks lees. Ek het hier gekom en gesê dis 'n baie mooi Kwanyama woord wat ek geleer het toe in Ngeleni, waar die mense om die vuur sit en groot besluite neem. Ons praat so oor die Here, maar ons praat nie met die Here nie, en daarom het die Here by geleentheid gesê, my huis moet 'n huis van gebed wees. Kom ek lees vir jou, voordat ons geleentheid gee vir gebed, kom ek lees vir jou die pragtige Jesaja 56. Daar sê die Here God vir ons in Jesaja 56 verse 6 en 7. Luister mooi. Ek sal die nie-Israeliete, dis nou die ouens waaroor jy skinder, wat nou sleg is en mors in die dorp, jy weet daai ouens, wat by my volk aansluit, wat terugkom huis toe, om my te dien, om my naam lief te hê,
en om my dienaars te wees, almal wat my Sabbat onthou en dit nie ontheilig nie, soos jy wat vanoggend hier is, en wat lewe volgens my verbond, wat gaan die Here maak? Na my heilige berg toe bring. Ons het nou die dag gepraat om in die heiligdom van God in te gaan. Ek sal aan hulle vreugde gee. Is nie nodig om dikbek in die kerk te wees nie. Ek sal aan hulle vreugde gee in my huis van gebed. En dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan nou in stil gebed en ons gaan 2 gebede bid. Hierdie gebed gaan oor bid vir 'n verlore siel. Jy weet van iemand wat jy oor baie bekommerd is, en dis hoekom ons hier is, red wat verlore gaan. Ons het 2 begrafnisse gehou, dis sleg. Dis sleg, dis goed om vir iemand 'n roudiens te hou begrafnis as jy weet, daai persoon is by die Here. Is sleg om by 'n sterfbed te staan en jy weet dit nie. Wat nou? Kom ons bid vir iemand. Kry eers, word net stil voor die Here. Ons gaan in stil gebed. Word net stil by die Here, dat die Here vir jou 'n naam gee. En dan bid jy vir daardie persoon. Kom ons word stil en kom ons bid vir iemand wat, ons kan ons nou nie sê wat in die ou se hart aangaan nie, maar ek is bekommerd oor daardie persoon. Kom ons bid vir die redding van 'n siel. Ons volgende gebed, die tweede gebed is, jy moet vir die kerk bid, om verlore siele te gaan haal. Kom ek wees eerlik met jou, ons gemeente is op die oomblik in 'n krisis. En donderdag aand met die kerkraad besluit, watter strategie gaan ons doen, wat gaan ons maak, want daar is soveel mense wat soekend is, maar ons het nie hande om te help, om iemand na die Here toe te lei nie. Kom ons bid vir die gemeente, kom ons bid vir die kerk, nie net vir hierdie gemeente nie, vir die kerk in Gobabis. Ons is kwaad oor dat ons strate vuil is, ons is kwaad dat die mense so suip, ons is kwaad dat die mense so te mekaar lewe. Kom ons bid, dat die Here die kerk sal seën en die kerk sal gebruik, en onthou, jy is deel van die kerk, van Christus, om verlore siele in hierdie dorp te gaan haal en huis toe te bring. Hy vir een verlore skaap te gaan haal en huis toe te bring. Onse Vader wat in die hemel is, U wat ons geskep het, U wat hierdie dorp geskep het, U wat elke siel wat in hierdie dorp rondloop, geskep het met U eie hande. U wat ons liefhet,
U wat ons roep om u kinders te wees en u vriende te wees. Here, ek kom bid persoonlik vir elkeen wat vanmôre in hierdie kerk is, wat moeite gedoen het om ver te ry en klaar te maak. Ons kom ons maar in die bed gelê het, Here, maar ek wil bid vir elkeen wat hier is, vir al die wat nie sekerheid het. Wat nie vanoggend sekerheid het dat as ek my kop neerlê of in 'n ongeluk doodgaan of skielik iets moet oorkom, dat ek weet nie waarheen ek gaan nie. Here, ek kom en bid dat ons kerk nie mense sal verwerp nie. Dat ons mense sal wegjaag omdat hulle wat en wat is nie. Here, ek kom bid dat U ons deure sal waarwyd oopmaak vir elke soekende siel. Vir elkeen wat inkom, maak nie saak watter kant van die treinspoor, maak nie saak van watter kant van die dorp, maak nie saak van wat ons trekrekord is nie. Here, bewaar ons daarvan dat ons 'n oudste seun mentaliteit het wat kwaad is as die verlore seun huis toe kom. Maak ons opgewonde, Here, saam met ons hemelse Vader. Here, daar staan in die Bybel dat daar 'n opgewondenheid in die hemel as een persoon tot redding kom. Ons kom en bid dat U elke mens sal red hier, nou. Ons bid dit in Jesus naam. Maak U woord oop, sodat hier 'n rema woord, 'n woord van verandering in ons harte sal inspreek. Amen. Waar is my kinders? Julle moet kom help preek. As die kinders skaam is, dan moet die ma's maar saam met julle kom sit. Julle sal vandag julle duime moet vashou, want niks van my triks het gewerk toe ek gisteraand geoefen het nie. So ek is in die moeilikheid vanoggend. Okay. Goed. Right, nou gaan jy my help. Kom ons staan hier so, kyk ons. Julle moet nou naby my kom dat ons kan kyk op my triks werk. O, gats, maar hy kan nie wil sien. So julle moet nou hier kom staan so. Kom staan hier. Want hulle wil ook sien hoe werk die triek. Wat gaan julle maak as my triekie werk? Dan kyk ons man, hè. Kyk. As 'n mens bid, né, dan bid jy vir 3 goed. Om dankie te sê, né? Ons bid om dankie te sê vir wat die Here vir ons beteken en wat hy vir ons alles gee. Kos en klere. Sal jy graag hier wil staan as jy kaal is? Dankie tog vir klere, né? Dan maak hy al die lelike goed toe. En dan het ons ook om vir die Here te sê, maar hy moet ons het die sonde het in die wêreld gekom en hy moet dit wegvat. Hy moet dit uit ons lewe die lelike goed uitvat en dan moet hy vir ons optel, hè? Wat wil jy vir my sê? Kom ons kyk. Kom ons maak 4. Maar die hand gaan ons jou kerk afbrand. Kyk, haal vir my 'n ballon hier onderuit. Kom ons kyk of my triek werk. Kyk, dink jy ons kan die glas optel sonder om aan die glas te vat? Marianne, sorry. Hy wil nie werk nie. Ek het julle gesê, ryk dit snaaks, dit ryk na brand. As jy so iets brand, dan skree jy help, help. Oefen gou, skree help, help. Daar is hy. Okay, gaan ons. Kom ons kyk of die triek werk. Ja, kyk al. Sal hy nie pop nie? Gaan jy skrik as hy pop? Okay, hier gaat ons. Kan jy sien? So, die Here kan ons optel as ons val, né? Okay, goed. En as ons vol sonde is, kyk hoe vol sonde is die. Sien jy daai rooi? Wat gaan gebeur as ons
vir die Here vra om ons sonde weg te neem. Kom ons kyk, moenie omblaas nie, dan vou my triek. OK, kom ons kyk wat gebeur. Kyk wat maak hy. Wow, julle gesien? Julle staan voor hulle kan nie sien nie, hy suig al jou sonde op, né? OK, nou moet julle die kant staan, want ek wil gou vir julle iets wys. OK, goed. So, kyk, tel hom op en kyk jy of dit werk. Sy, goed. Kom ons vat dit weg. OK, hierdie is die sonde in die wêreld, né? Hierdie is die sonde in die wêreld. Die wêreld vir ons sonde en dis die wêreld. OK? En toe, wat het toe gebeur, toe die sonde in die wêreld ingekom. Julle staan lekker toe, die mense kan nie sien nie, maar ek sal vir hulle wys. OK? Dis water. Dis die sonde, en toe dit in die wêreld gekom, né? En wie's dit? Wat staan daar? Ek. So dis jy. En wat gebeur as jy in die sonde kom? Dan sink jy, dan val jy. En wie's dit? Wat staan daar? Jesus. En wat gebeur as Jesus in jou lewe kom? Kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk. Dis suiker. Dis nie suiker nie, dis sout. Ja. Dit water. Ja, wat gebeur dan? Ons moet nog 'n bietjie baie liewe Jesus in jou lewe. Wat gebeur? Jy kan nie mooi sien nie, maar dan kom hy op, né? Dan kom ons uit ons uit. Dan lig hy ons uit ons sonde uit. Sien julle? Daar dryf hy. Sien? Hy sak nog. Dan moet ons liewe Jesus nog meer in ons lewe kry, né? I told you so. OK, ek vat nou te veel tyd. Ons sal net maar kyk as die kerk klaar is, kom kyk ons, né? Of hy lig. Gaan so dan na daai tannie toe, is daar kinderkerk. Maak solank julle Bybels oop by Rigters 16. Wil jy nie gaan nie? Wat gaan jy mis? Gaan kyk eers, check hulle uit en dan kom jy terug as hulle boring is. OK. As hulle nie boring nie, dan mag gaan. Kom ons maak ons Bybels oop by Rigters hoofstuk 16. Die wêreld is vol sonde. Die sonde het in die wêreld gekom en dit maak dat ek sak, dat ek vou, dat ek my belewe in 'n gat. Ons is besig, ons het verlede jaar baie gekyk na Efesiërs hoofstuk 1, sê dat die Here, die drie-enige God, is in die hemel en hy wil ons seën met al die seëninge. Ek leer dit ook vir die belydennisklas. Hy wil hê jy moet gelukkig wees. Hy wil hê dat jy moet dat jy geseën sal wees. Nou vra ek vir die kinders, wat beteken seën? Nou weet hulle nie. Weet julle wat beteken seën? Geseënde Kersfees. Niemand nie. Dis gewonder die kinders weet dit ook nie. Julle leer hulle nie. Om gelukkig te wees, om salig te wees, om saam met God te wees, om 'n fantastiese huwelik te hê. Ek sê vir die kinders, moet tog nie vir jou simpel vrou vat nie. Dat jy 'n simpel huwelik of 'n simpel man nie. Ek weet nie hoe waar kom hulle aan, hoe die vrou se ma gesê toe sy met die ouetjie daar by die huis aankom, toe sê sy, the fish are full of fish, but you brought the only worm hier aan. OK, so, die Here wil jou seën, Efesiërs 2, maar ons lewe in sonde, ons het 'n doodsbestaan. Kyk hoe lewe mense. Jy kyk in hulle lewe en is dood. Hulle moet nog net begrawe word. Hulle is sug, hulle is swaarmoedig, hulle is depressief. Die lewe druk en dit gaan swaar.
En nou, hoe kom hierdie twee by mekaar uit? Hoofstuk 3, Jesus het gekom, en hy het weer gegaan om vir ons gaan plek voorberei, en wat maak hy? Hy bring die kerk, dis ek en jy, nie die gebou nie, maar die kerk. Ek en jy moet Jesus gaan verkondig, en gaan so leef, dat ouens by jou wil kom kuier, en by jou kom gesels, sodat hulle weer Jesus in hulle lewe kan hê. Ja, dis 'n geveg, want onthou die bose is uitgegooi, en hy dryf in die lig, wil ek amper maar sê, en daarom ons luister vir die bose, nie vir Jesus nie. En dan moet jy jou weermagklere aantrek, sê Efesiërs 6, om die bose teen te staan. Hoe doen jy dit? Kom ons lees 'n paar verse, en ons wil seker na my huis toe gaan ook, uit Rigters 16, eintlik met 'n mens by die huis, die hele storie, ek is baie ontstel. As ek met kinders praat by die skool, ken nie een, ek het vir graad 11 gevra oor die verlore seun, nie een kon vir my sê, wat is die storie van verlore seun nie, graad 11. Hoekom? Want julle het hulle nie vertel nie. Is dit reg? Julle wat sonneskool hou. Hulle ken nie van Noag se ark nie, hulle ken nie die Bybelstories nie, eenvoudig. Goed, gaan lees dit, Rigters 16, kom ons lees net vanaf vers 25 tot 31, ek gaan redelik vinnig lees, want dit lees in 'n verhaalvorm. Toe die Filistyne, ons is by Rigters 16, vers 25, toe die Filistyne lekker vrolik was, het hulle gesê, roep vir Samson, dat hy ons kan kom vermaak. Hulle het toe vir Samson uit die tronk laat kom, en hy het hulle vermaak. Hulle het hom tussen die tempelpilare laat staan. Hierdie vermaak, let mooi op die woorde, ek gaan later daaroor praat. Hulle het hom tussen die tempelpilare laat staan, en hy het vir die helper wat hom aan die hand vasgehou het gesê, laat my so staan dat ek die pilare kan voel waarop die tempel rus, dat ek daarteen kan leun. Die tempel was vol mans en vrouens. Al die leiers van die Filistyne was daar, en op die dak was omtrent 3000 mans en vrouens wat gekyk het hoe Samson hulle vermaak het. Ek weet nou nie die ouens op die dak of hulle nou fransies of bak of hulle halfprys betaal het, jy weet, die agter gesit het nie, maar daar was baie mense. Vers 28. Toe roep Samson tot die Here, Here my God, dink tog aan my, maak my tog net hierdie een keer sterk, o God, dat ek my met een daad op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Het hulle dit? Daar is die smeekgebed. 29. Samson het die 2 middelpilare waarop die tempel rus vasgespat en teen hulle geleun met sy regterarm om die een en sy linkerarm om die ander. En toe sê hy, en dit is 'n selfmoord, kan ek maar sê, selfdoodgebed, laat my sterf saam met die Filistyne. Hartseer, baie sad. Hy het met al sy krag getrek en die tempel het ingeval op die leiers van die Filistyne en op die mense daarin. So het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe. Daarna het sy broers en sy hele familie gekom en sy lijk kom haal. Hulle het hom gevat en gaan begrawe tussen Sora en Estaol in sy pa Manoag se graf. Samson was 20 jaar lank leier van die Israeliete. OK. Nou kom ons kyk net gou vinnig die agtergrond. Kom wil hy daar sy, daar Samson. Kom ons kyk gou na die agtergrond. Ons lees aan die begin van Rigters. Waaroor gaan die boek Rigters? Daarna kom die konings. Waaroor gaan Rigters? Ek lees vir jou. Die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Al die plaasboere sal weet, as jy jou rug draai, sit hulle. Daar's net een ou wat die ouens laat werk as jy jou rug draai. Dit is as jy 'n glasoog het. Dan haal jy die oog uit en dan sit jy hom op 'n tafel en sê, ek kom terug, so ek watch julle. Maar as jy jou rug draai, as die Here sy rug draai, is die Israeliete met nonsens besig. Hulle het Baals gedien, want dit is sigbaar, né?
Hulle het opgehou om die Here, die God van hulle voorvaders wat hulle uit Egipte laat trek het, te dien. Hulle het ander gode begin dien van die gode van die nasies in die omgewing. En dit gaan oor geld, dit gaan oor vrugbaarheid, dit gaan oor plesier en al hierdie goed wat lekker is. Hoofstuk 2 vers 16 sê maar, en daai wonderlike uitkoms, die maar, die Here het leiers na vore laat kom en die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Dit beteken, dit was dan, hulle het sleg gelewe, en dan is daar nie 'n koning wat oorvat nie, daar is nie 'n president wat gekies is nie, die Here roep 'n leier, want dan, hoe hulle dan in die moeilikheid kom, is die vyand vat hulle oor. Julle sal onthou Gideon en die mense, en in hierdie geval was dit die Filistyne wat hulle moeilikheid gegee het. Ek wil amper sê dat die Here straf hulle met die vyande. En dan bring hy 'n leier op, en hierdie leier beveg dan die vyand. Hou dit ook in gedagte, want ons gaan daarna kyk. Ons is in die wêreld, ons word oorweldig deur die sonde, en dan kom die Here Jesus, en hy kom red, Nuwe Testament. Nou, Samson was dan een van hierdie rigters, wat dan as leier opgetree het, deur die Here self. Nou is die vraag, hoekom was Samson so baie spesiaal? Wat het hom so spesiaal gemaak? Die ouens wat die storie onthou, sal weet, in hoofstuk 13 vers 1 het vinnig, die Israeliete was weer daar, in 'n gat. Hulle was weer met nonsens besig, hulle het weer gemors, en het gaan sleg met hulle land, gaan sleg met hulle mense. Hulle het gedoen wat verkeerd is. En dan uit die stam van Dan. Nou, ek het nie nou genoeg tyd nie, maar as ons alleen is of by ander plekke kan ek vir jou verduidelik oor die stamme. Ek dink ek het al daaroor gepraat, die 12 stamme, Jakob met sy amper sê welsynsgeval kinders, die een by die vrou en daai een met daai vrou en daai een by daai bediende en so aan. Het hulle, en dan was een van die by die bediende, uit daai stam, was 'n man met die naam Manoag. Sy vrou het nie naam gehad nie, hy het seker vir haar bokkie, liefie of hartjie gesê, so, julle ken mos die ou man wat, toe hy sy vrou sê, hartjie bring vir ons tee, en hartjie maak so, toe vra die dominee, och, maar dis wonderlik, dat julle op julle ou dag so 'n wonderlike huwelik het, toe sê dominee, om eerlik te wees, ek het haar naam vergeet. Ek wonder of baie mans nog hulle vrouens se name onthou. Nou, Manoag het sy vrou se naam vergeet, so sy was net vrou, gaan haal vir ons tee. Nou, Manoag se vrou was kinderloos, en dan wil die storie dit hê, dat die engel kom van die Here, en hy sê dan vir vrou, jy is swanger. Daarom mag jy nie wyn drink nie, jy moenie ook onrein kos eet nie, want jy is swanger, wat vir haar verbasend was, want sy was al by die tyd wat 'n mens moet opgee. En dan vertel die engel vir haar, hoe wonderlik en uitsonderlik hierdie kind gaan wees. Hy mag ook nie wyn drink nie, hy moet rein kos eet, sy hare mag nie geskeur word nie, ek het gehoop, Josef is hier, dan weet julle hoe Samson gelyk, met die lang hare, dan soek ek nog net vir Delilah, maar hoe dit ook al sy is, dat Samson mag nie sy hare skeer nie, en hoor nou hier, hy is van geboorte af, is hy aan God gewy. En dit het hom spesiaal gemaak. En die Here het hom in 'n vrugtelose, wil ek amper sê, baarmoeder gevorm en geskep om die Filistyne, let mooi op hoe die Here werk, om die Filistyne te gaan teenstaan. Nou kom die vrou by Manoag aan en sy sê vir hom, ons gaan 'n baba kry, en jy weet, vrouens lewe maar so in hulle verbeelding, en hy sê, maar as die engel met jou gepraat het, kan hy ons met my ook praat, ek het 'n naam en ek is jou man. En dit is wat die Here dan doen. Die Here stuur dan die engel vir Manoag, en hy word dan bevestig dat hierdie kind gebore gaan word, en wat vir my, ek worstel nog daarmee, hoor wat staan daar, toe vra hy vir die engel, wat is jou naam? Dan staan daar, dis te wonderlik om uit te spreek. As iemand 'n antwoord vir my het, wat beteken dit?
is te wonderlik om uit te spreek, die Engelse naam. En dan doen hy 'n brandoffer om dankie te sê en die engel verdwyn saam met die vlamme en die rook in die lug in en dan is Samson gebore en daar staan groot en bold geskryf en die gees van die Here was met hom. Wat special, baie spesiaal. Nou kom ons kyk. Nou is Samson daar. Ongelukkig is dit 'n Engelse Samson. Hy het hom so af en toe, hy het nie van Gobabis afgekom en so hy kan Engels praat. So, hy was baie sterk, uitsonderlik sterk. Hy het 'n leeukalhand uitmekaar uitgeskeur. Samson het meer Filistyne, hy het meer van die Filistynse meisies gehou as van die Israelitiese meisies. Ek dink daar's 'n paar skoonmaas wat ook so voel. You brought the only worm hier aan. Nou lyk hy die ander girls, daar aan die kant die draad, en dit is skoonmaas se nagmerrie. En sy vra vir hom, het ons dan nou nie ons eie meisies wat jy kan kies nie, maar ou Samson se oë dwaal en hy's al oor die draad. En dan word daar groot troue gehou, 7 dae lank hou hulle troue. Daar word 'n raaisel gevra en dan weet hulle dit want hulle het iewers iemand verlei en uitgevind en daar slat hy sommer 30 manne doodvat, hulle klere en gee dit as 'n present vir hierdie ouens. En dan verdwyn hy, gaan doen hy sy werk en dan wat dan gebeur, die skoonpa gee sy vrou vir die strooijonker. Dis hoekom ek nie 'n strooijonker op my troue gehad het nie. Nou moet jy weet, hoe kwaad is Samson toe. En toe breek hy slaat sommer 1000 Filistyne dood, want hulle wat toe gebeur, toe sê die mense, die Filistyne, as Samson op ons afkom, en die pa dit gedoen het ons groot moeilikheid, en hulle slaat sommer die pa en die vrou dood. Dis rof, die mense het rof gelewe daai tyd. En dan wat dan gebeur is, hy kom terug, en dan slaan hy die Filistyne dood, omdat hulle sy vrou en sy skoonpa doodgemaak het. Dis 'n rowwe te mekaar lewe, soos wat ons nou die dag maar na Aman gekyk het. Binne in die godsdiens, binne in die Bybel, binne in die geloofswêreld, te mekaar. En dan is die ou vrouloos, hy gaan kuier in Gaza bly in die nuus, hy kry 'n prostituut, hulle wag hom in, hulle wil hom doodmaak, en dan storm hy vroegoggend as die wagte slaap uit, en hy ruk sommer die hele deur in die kusyne, en hy dra dit daar teen die berg op. Onbeskryflik sterk. En dan ontmoet hy, want die man hou van girls, en dan ontmoet hy vir Delilah, en dan ken julle die verhaal, Delilah wat dan hom verlei, terwille van haar mense, dit kom as jy met snaakse mense trou, en dan vat sy haar mense se kant, en sy sny sy hare af, né? Daar's, baas ons nou, daar's dan die Delilah, en sy sny sy hare af. En wat dan gebeur, ek wil hê julle met hierdie teks luister. Hoofstuk 16, vers 20. En toe sy sê, die Filistyne is hier, Samson, het hy wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige kere my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. En hy is toe tronk toe, waar hy 'n meel gedraai het, want donkies draai gewoonlik die meel, want is moeilik. Hoe baie mense in 'n huwelik, in 'n familie, in 'n besigheid, wat mors en wat speel met die waarheid, en dan dink hy, ag, ek sal maar weer vergewe word. Ek sal maar weer regkom.
Ek sal met my krag en my sterkte, my oulike persoonlikheid en my humor, sal ek terugkom en dan gaan sy my weer terugvat. Of die werk gaan my terugvat, of my mense gaan my terugvat. En hier staan het julle gehoor, hy het so gedink, maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Oppas. Daar was 'n groot fees. Hierdie ouens dien hulle afgod, Dagon. En dan roep hulle vir Samson. Hy moet vir hulle kom vermaak. Hy moet vir hulle kom speel. Dikwels by huwelike noem ek dit net so toevallig. Moenie met die sonde speel nie. Want op die ou end speel die sonde met jou. Speel hom met jou. En dit is wat met Samson gebeur het. Toe speel hulle met Samson. Hy word 'n haasbors. Hy word 'n sirkusman. Hy word nou 'n ou wat mense moet vermaak. By 'n afgodsfees. Ons het gelees, daar was baie mense. 3000 op die dak, want so vol was die gebou. En dan is dit geskiedenis. Hy leun teen die pilare van die tempel. En hier kom ons teks. 'n wanhoopsgebed. Toe roep Samson tot die Here. Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk, o God, dat ek met een daad op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Hoe dikwels het ek dit beleef in die tronk, as iemand op die ou end met die sonde gespeel het en die tronk beland het, daardie gebed, Here, haal my hier uit. In die hospitaal, in die ICU, in 'n rehab inrigting, Here, help my hier uit. Verlore seun in die varkhok, help my hier uit. In 'n bankrot boedel, Here, help my hier uit. 'n wanhoopsgebed. So wanhoop dat hy ook by sê, laat my sterf saam met die Filistyne. Ek sien nie meer kans. Dit is Samson se lewe gewees. En ek het baie daarmee gewerk in die gevangenis, selfs in die hospitaal. Wanneer iemand dronk was en 'n motorongeluk gemaak het en lê daar en klou aan die lewe, dat ouers in mekaar val en sê, wat het ons verkeerd gedoen? Ons het hierdie kind groot gemaak, maar Noag sê, hy was ons sonstraalkind. Wie wat beteken die woord Samson? Klein sonnetjie. Dis ons sonstraalkind. Elke keer wanneer ek in die tronk gekom het en ek sien daai ouens is so getattoo, ons het 'n ouetjie gehad, as jy oë toemaak, dan staan daar, moes baie seer gewees het, the end of. Toe hy die dag uit die tronk uitkom, toe sê hy, waartoe moet ek gaan? Ek het nêrens hier nie, hier het ek 'n slaapplek en ek het kos en ek het 'n lewe hier. Toe sê die ou, gaan steel iets, toe gaan steel hy sommer die bewaarder se kar. Toe kom hy terug. Moedeloos. En weet julle wat? Elke keer wil ek trane in my oë kyk, want daardie man was 'n klein babatjie wat gebore is in 'n kombers en ouma sê, ag sy. So wonderlik. En hy word 'n wrede moordenaar en hy word 'n onmenslike mens. Wat het fout gegaan? En dan is die ouers verboue reed en sê, ons het hom met die Here groot gemaak, ons het hom gedoop, ons het hom in die kerk ingebring, ons het hom deur die sonneskool geneem, ons het tog langs die tafel gebid, ons het al hierdie goed gedoen. Nou maar jy weet die ouens wat nie gebid het en nie hulle kind in die sonneskool gewees het nie, en dan met sy kind in die tronk loop besoek. Dis erg. Ouers roep uit, wat het ek gemaak? My kind daar uitgekom het.
Nou is daar mos nou baie slim mense, sielkundiges en psigiaters en sosiale wetenskap, maatskaplike werkers, wat sou nou iewers langs die pad sê hulle diagnoses. Ja, nee, dis verstaanbaar, want Samson was hulle enigste kind. Hy's 'n bedorwe brokkie, dis hoekom hy so uitgerafel het. Dis hoekom hy agter die anties aanhardloop en dink hy kan die wêreld breek en wit. Ander ouens sal sê, nee, ons dink dit is die generasiegaping. Sy oupa, ouma, sy pa, ma was eintlik sy oupa, ouma. As hy stout is, hardloop hy vir hulle weg. Hulle kan hom nie inhaal om hom by te kom nie. Ek sien daar by Accra koop hulle swepe. Dit sal nogal miskien help as jy nie jou kind kan inhardloop nie. Dis net 'n grappie ook. Maar hoe dit ook al sê is dat hulle kon hom nie inhardloop nie. Hulle kon hom nie dissiplineer nie, want daar was te 'n groot generasiegaping tussen die ouers. Ander ouens, veral die liberale, sal sê, sien, as jy nou jou kind elke keer in die ore trek, in die kerk toe vat, in dwing om radio te luister, in dwing kerk, raak hy amper sê ek gaat vol, hy raak so vet op vir die kerk, dat ek wil niks meer met die kerk te doen nie, want ek is by my ore uit, dis die moeilikheid. Dis die moeilikheid. As hy dominee se kind sou wees, sou hy gesê het, hy speel met die gemeente se kinders, dis hoekom hy so stout is. Wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel oor Samson? Toe Samson, en ek wil amper dit nie hoor nie, ek wil amper my Bybel toeklap, maar ons moet hoor wat die Bybel sê. Die Bybel sê, toe Samson vir hom 'n Filistynse vrou gaan haal, jy weet, hulle sê ons is skoonmaak, trek net bytjie aan en hou haar mond, dit is haar job. En sy moet nou bytjie aantrek, en sy moet nou na die troue toe gaan, wat sy voor asiel weet, gaat die werk, he. Dan sy ontsteld. Wie wat sê die Bybel? Hoofstuk 14 vers 4. Kom ek lees hom nie, jy kan saam met my lees. Sy ouers het nie besef dat dit alles van die Here kom hê. Hoor daar wat staan daar. Want hy wou 'n geleentheid, dis die Here, skep om die Filistyne te straf. In die tyd het die Filistyne oor Israel geheers. As jy so kwaad is vir jou kind, gaan eers by die Here hoor, wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Waarmee is die Here besig? Is hy nie met 'n strategie besig nie? En ek beklei met die kind. Ek weet ons ouers wil dit nie hoor nie. Hoofstuk 16 vers 30 sê, so het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe. God bereik sy doel met 'n kromstok. God se plan is om die Filistyne te vernietig. Deur 'n chaosman. Kom ek lees vir jou wat sê Dominee Attie van der Kolf. Ek het nogal, hy's al lankal oorlede oor hierdie stuk. Dit is so mooi, ek het dit vir julle saamgebring, maar die Here bereik sy doel op sy manier. Ek wil hê jy moet dit proe. Jy moet daaraan vashou, maar die Here bereik sy doel op sy manier. Deur Samson se kontakte met die Filistyne, het die Here vir Samson, die sonskynkind, rigter en leier van sy volk, tot in die vyand se gebied gebring, 'n lekker terroris, né? Daar het Samson skade en skande oor homself gebring, maar daar het hy ook groot dade tot eer van die Here gedoen en die Dagons-tempel omgegooi. Ek wil hê jy moet met daai ding bietjie gaan roei in jou kop. Ek is amper klaar. Wat het Rigters en Samson met my en jou te doen in 2026? Dis een van die groot kerke in Europa. Ek en jy is deel van die westerse wêreld. Ek en in my eie persoonlike lewe
het ons speel ons en weerspieël ons wat ons voorvaders gedoen het in die godsdiens, in die kerk. Ten spyte van swaar kry, ten spyte van armoede, ten spyte van wat, het hulle geloof sterk gestaan. Dit was die sleutel vir hulle hele lewe. Daarom het hulle al hulle geld gespandeer om groot kerke vir die Here te bou. Het hulle kerke nie gemis nie. Sal jy kerk toe gaan, sal jy op die orgel sing en sal jy psalms tot eer van die Here sing en sal jy in die kerk begrawe word en in die kerk trou en jy sal deel wees van die kerk. Vir die kerk en vir die geloof is oorloë geveg, is kruistogte onderneem, is oseane oorkruis. Die Franse het Afrika toe gevlug oor hulle geloof. Hulle het nie in mekaar geval nie. Hulle het sendelinge opgelei in Afrika ingestoot, in die donker Afrika gestuur. Sterk, kragtig. So Samson het hulle met mag en met mening gestorm. Toe Pietro Vermeulen oorlede is en ons so bietjie in die geskiedenis ingegaan het, is ek in dieselfde tyd besig om voor te berei vir hierdie preek vir die Samson. En hulle vertel hoe dat die Dorslandtrekkers in Angola, hoekom is hulle uitgegooi? Hulle het te sterk geword. Hulle het plase opgebou, hulle het skole gebou, hulle het kerke gebou, hulle het transport gehad, hulle was sterk. Hospitale het hulle genoem, noem het oor, siektebeheer, hulle het oorgeneem. Toe sê die ouens, julle is te sterk vir ons. Waar is hulle nou? Waar is die kerk nou? So 'n paar ou oomies in die kerk. Skus hoor, as jy jonger is. Ons het iewers langs die pad ons vergryp aan die lewe. En die lewe het ons oë uitgesteek. En ons het blind geword. Blind geword vir die waarheid. Ons ry deur Gobabe se straat en ons kyk net die verkeer want ons wil nie sien wat hier om ons aangaan. Ons wil nie in die politiek kyk nie, ons wil nie goeters kyk nie. Ons bly net hier. Die kerk het 'n skande en 'n vermaak en 'n verleentheid geword. Dit word voorblad nuus. Die kerk het geskeur van daai kerk en daai dominee het skandes gemaak en daai oud skandes gemaak en daai kerk het weggebreek van daai synode af. Die kerk is 'n karikatuur geword. 'n Skande so Samson in 'n tronk wat soos 'n donkie 'n meel rondsleep. Kom maak vir ons snaaks. As ons 'n mooi troue hou, dan vier die kerk uit. Ek het 'n troue gehou baie jare gelede in Vryburg, naby Vryburg. En toe wou die bruid 'n mooi kerk hê. Dit is wat mense doen as hulle trou. Hulle gaan nie na 'n mooi kerk toe as hulle kerk hou Sondag nie, maar hulle wil 'n mooi kerk hê om te trou. Nou het sy die kerk gekry 10 km buitekant Vryburg op 'n sendingstasie. Die kerk staan al 100 jaar toe. Dis die mooiste kerk wat jy in jou lewe kan dink. Hy's gebou met klippe wat hulle vierkantig gekap het uit die berge uit. Daai bruid se ma het gewerk soos 'n wat. Sy het met grawe ingegaan en die voëlmis in die vleermuismis in die stof en die vullis van 100 jaar het sy uitgegrawe. Hulle het mense gekry, hulle het die vloere gewas. Hulle het iewers stoele gekry in die kerk gesit en daai aand met die troue, dan sak die son en elke steen, elke klip het 'n ander kleur. Beautiful gemaak. En toe die troue klaar is, maak hulle die deur toe. En nou staan hy maar daar, tot skande en skaamte vir die kerk. Hier staan 1 of 2 kerke uit mekaar uit,
stikkend. As iemand vra, kan ons regmaak? Nee, hy moet so staan, skaamte, skande, blind, toegesluit. En dan sê rigters, soos daai sout wat ek ingegooi het, maar God. Die sonde die wêreld oorwin, maar God. Die gelowiges in die kerk het ontspoor. Ek steel van die kerk, nie skaam. Maar God het. Is alles daarmee heen? Hoopelik nie. Want God hou die situasie dop terwyl Samson in die tronk is. Die sielkundiges en die fisioloog sê dis sy hare wat gegroei het al die jare, dis hoekom hy sterk geword het. Maar Samson het teruggekom na God toe saam met die hare. Terwyl Samson blind in 'n tronk geparkeer is, terwyl die verlore seun in die varkhok sit in daai stank, is hier iets wat gebeur. Ek het gesondig teenoor my pa. Ek is 'n skande oor myself gebring. Ek is down and out. Maar God. En God is besig met sy voorbereidingswerk. Terwyl die ouens met die anties besig is en met die drank en hulle behuil gaan soek op ander plekke. En dan kom Samson, ek is klaar by die punt van 'n wanhoopsgebed. En wanneer Samson 'n wanhoopsgebed uitroep en wanneer die verlore seun 'n bewuswording het, 'n besef en 'n inkeer, ek moet huis toe gaan, dan oorwin God die ewige duisternis en red hy sy volk, sy kerk, sy dorp van ondergang, van die vyand. Kom ons bid. Nou bid ons, Here. Ons bid vir onsself. Ek bid vir elke blinde mens, geestelik blind. Ek bid vir die kerk wat blind geword het. Ek bid vir ons dorp. Ek bid vir elke ou wat in die tronk sit, 'n letterlike tronk, 'n hospitaaltronk en 'n sielkundige tronk, vasgevang in sy eie malende gedagtes, depressie. Here, U ken. Vir bevryding, vir losmaking, vir oorwinning. Dankie dat U in die woord skryf oor al ons sonde en ons verdwaal en ons blindheid, maar God. En dis ons gebed, Here, maar God. Amen. Ek kry die geleentheid om die Here te dien met die liefdegawe.
Here ons God, ons kan nie genoeg dankie sê vir die reën nie. Dankie vir ons gras. Dankie vir ons mooi wêreld. Dankie vir die bees wat ek gister langs die pad gesien op en af hardloop teen die draad. Dankie vir u omgee. Maar daar is nog 'n paar mensies wat nie werk het nie, wat nie kos het nie, wat dit nie maak nie. Here, help ons, lei ons, die kerk en hulle vir uitkoms. Dis ons noodgebed. En gebruik dit om u koninkryk uit te brei. Amen. Kom ons sing ons slotlied en daar's nie 'n ander lied wat vir my beter is as Amazing Grace nie. Ons gaan nou my Engels sing. Ek hoop julle is kwaad vir my nie, maar dis 'n lied wat so aan jou hart is. Kom ons sing dit en ons besef, maar God is amazing God. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is die groot maar God wat geskryf is oor Gobabus, oor die kerk, oor jou en my, oor die ellende in hierdie wêreld. Amen.
Baie dankie. Moenie loop nie, gaan eet, daar's melktert. Dis die laaste keer wat jy melktert kry, die grense is toe, geen melk kom in die land meer nie. So nou moet julle al julle melktert opeet, los net vir my 'n bietjie, want ek gaan oor huis toe, en 'n wonderlike week vir julle.